R100 per persoon per aand, kinders 12 en jonger R100 per nag. Jy kan met liefde bespreek by Rolana by die kerkkantoor. Dan ons avontuurweek, ek weet julle hoor hierdie een al verskriklik baie, maar avontuurweek kom al hoe nader en nader. Ons is nog dringend op soek na 'n paar leiers. Veral van ons seuns wat hier sit, en ek sien 'n paar graad 7's hier voor my. As julle niks beter het om te doen nie, ons sal dit baie waardeer as julle kan kom uithelp. As julle wil inskryf om leiers te word, daar is 'n inskrywingsvorm voor in die kerk, glo ek. As hy nie daar is nie, vind net vir Mia iewers in die kerk, sy sal jou help. Mia steek haar hand op daarso, daar kan jy haar kry. Dit sal wees van die 6de tot die 10de Oktober as jy 'n leier is, en dan as daar ouers hier is met kindertjies wat dalk nie hier is nie. Enige ouderdom van graad 1 tot graad 6? 8? 7? Graad R? Van graad R tot graad 6. Julle kan met liefde ook julle kinders inskryf vir dit. Van die 8de tot die 10de Oktober gaan dit 'n fees hier sou wees by die kerk. Ons gaan probeer om die mat so veilig as moontlik te kry, baie popcorn, lekker movies, games en 'n geleentheid om iets te leer oor die Here. Wat ook gebeur tydens avontuurweek is ons Zitulele uitreik. Nou ek weet ons beskryf hierdie uitreik gewoonlik as 'n familie-uitreik op hierdie stadium, maar dit is regtig oop vir almal. Almal is welkom, oud, jonk, families, enkellopendes, hoërskoolkinders, studente, waar ook al jy jouself vind in die lewe, kom geniet hierdie ongelooflike geleentheid saam met ons, waar ons na Zitulele toe gaan, om daai gemeente daar te help, 'n bietjie op te bou, hulle kerk te verf, iets van God se diensbaarheid te ervaar in hierdie wegbreek. Vriende, dan het ons ook 'n bietjie van 'n opwindende afkondiging. Ons aansoeke vir die aanddiensmusiekleiers sluit vanaand om 12:00. Ons het al aansoeke gekry, maar indien jy dalk nog weet van iemand of dit wil aanstuur vir iemand, hulle kan met liefde nog aansoek doen vir dit. En ek dink dis dit. Vriende, daar's nou 'n geleentheid om hierdie bediening te ondersteun met dankoffers. Terwyl diegene wat my gewoonlik help daarmee vorentoe gaan kom, gaan Reinhard hulle vir ons ook net 'n bietjie musiek maak en gaan sommer ook die kerse vir ons aansteek terwyl hulle dit doen. Die kerk sien ons altyd 'n geleentheid om teenwoordig te word in hierdie ruimte. 'n Oomblik om stil te word, 'n oomblik om alles wat nog die week voorlê vir 'n oomblik net eenkant te kan neersit en net te wees. Om iets te ontvang vanaand, om iets te vat saam met jou in die week wat kom en iets te ervaar van God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Almagtige Here en God, in hierdie oomblik wat ons neem om bewus te word van U teenwoordigheid, neem ons ook 'n oomblik om stil te word voor U, Heer. 'n Oomblik om die dinge wat raas in ons koppe eenkant te sit, die angs en die worry oor die week wat kom eenkant te sit. 'n Geleentheid om ons hande oop te maak om iets te ontvang van U af. Mag U met ons praat vanaand. Mag ons iets voel, mag ons iets nuut leer en mag ons iets hê om te dra met ons in die lewe, in die alledaagse lewe, Heer, waar ons beweeg. Amen. Vriende, en so kom ons by die belydenis wat ons elke week saam opsê. Hier is almal welkom.
Ek gaan die gedeelte lees in Oranje en julle is welkom om te antwoord hardop met die gedeeltes wat in wit gedruk is. Kom nou almal, ons gaan die Here aanbid. Almal welkom. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie. Almal welkom. Dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Hier is almal welkom. Bring al jou mislukkings, al jou vrae en al jou hartseer. Hier is almal welkom. Kom jy wat moeg, honger of dors is. Hier is almal welkom. Bring jou vreugde, jou dans en jou sang. Hier is almal welkom. Al praat jy Afrikaans, Engels, Xhosa of enige ander taal. Hier is almal welkom. Ook jou ras of seksualiteit sluit jou nie uit nie. Hier is almal welkom. Al is jy oud, al is jy jonk. Hier is almal welkom. Hier is Christus alles en in almal. Jesus is die vriend van tollenaars en sondaars, van heiliges en twyfelaars. Jy is welkom hier. Mag jy hier veilig voel. Amen. Vriende, ek wil jou nooi om saam te staan om die Here se naam groot te maak met 2 lofliedere. Soos kristal, hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son of die see se blou, so die rykdom van sy troon. En dan is die mag en die heerlikheid en krag. Sy sieraad en die weelde van sy kroon, en daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son of die see se blou, so die rykdom van sy troon. En dan is die mag en die heerlikheid en krag, en dan is die eer en die lof van die I
Vanaand se teks kom uit Lukas 16 uit. En jy is meer as welkom om nou, as jy jou Bybel saamgebring het, daartoe te blaai, of as jy op jou foon wil gaan, en dit wil volg, ons gaan lees uit Lukas 16 vers 1 tot vers 13. Soos wat ek nog gaan lees, voel ek moet iets sê van hierdie is een van Jesus se vreemder uitsprake, wat ons gaan raak lees in die Bybel. Probeer om oopkop te bly, en dan hoor ons wat ons kan leer uit hierdie teks uit vanaand. Kom ons sluit ons oë voordat ek vir ons lees. Here, ons het 'n oomblik gelede saam gesing oor hoe u liefde is, hoe u hart oorvloei van liefde, Heer. Here, nou draai ons aandag na die Bybel toe, Heer, waar ons iets kan hoor van u liefde, iets kan hoor van 'n liefde wat ons eerste gekies het, voordat ons kon kies, en 'n liefde wat ons kan deel met mense daar buite, 'n liefde wat iets van u kan wys aan mense. Heer, lei ons gedagtes, lei ons harte vanaand, mag ons iets ontvang uit die woord uit, wat net u aan ons kan gee. Amen. Lukas 16. Jesus het ook vir sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het, en die is by hom daarvan aangekla dat hy sy besittings verkoos. Hy het hom toe ingeroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Doen verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer my bestuurder wees nie. Die bestuurder het by homself gedink, wat moet ek doen, nou dat my eienaar my bestuurderskap van my wegneem? Spit kan ek nie, en ek is te skaam om te bedel. Ek weet wat ek gaan doen, sodat die mense my in hulle huise sal ontvang, wanneer ek as bestuurder ontslaan is. Hy het toe sy eienaar sy skuldenaars een vir een ingeroep. Vir die eerste een het hy gevra, hoeveel skuld jy my eienaar? En hy het geantwoord, 100 bad olyfolie. Hy sê toe vir hom, vat jou skuldbrief en gaan sit en skryf gou vinnig 50. Hierna het hy vir 'n ander een gevra, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord 100 kor koring. Vir hom sê hy, vat jou skuldbrief en skryf 80. Die eienaar het die oneerlike bestuurder toe geprys, omdat hy verstandig opgetree het. Want die kinders van hierdie wêreld tree verstandiger teenoor mekaar op as die kinders van die lig. Ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur middel van die oneerlike mammon, sodat wanneer dit tot 'n einde kom, hulle julle in die ewige wonings mag ontvang. Wie in die geringste betroubaar is ook betroubaar waar dit om baie gaan. En wie in die geringste oneerlik is ook oneerlik waar dit om baie gaan. As julle dan nie betroubaar was wat die oneerlike mammon betref nie, wie sal julle met die ware rykdom vertrou? En as julle nie betroubaar was met 'n ander se goed nie, wie sal vir julle gee wat julle toekom? Geen huisknegt kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Soos ek gesê het, 'n bietjie van 'n vreemder uitspraak uit Jesus se mond uit vanaand. Ek dink baie van ons het al gehoor van die laaste gedeelte van hierdie teks. Ek weet ek het daai hele gedeelte van jy kan nie twee mense dien nie, jy kan nie God en mammon dien nie. Ek dink dit is relatief bekend op 'n manier of ons hoor dit. Ek dink nou ook aan, en julle moet my verskoon, want ek gaan nou 'n bietjie van my vuil was met die uit of my guilty pleasures, maar ek dink baie aan die Housewives of the Winelands, waar daai een spesifieke vrou, ek kan nie haar naam onthou nie, maar sy nogals reguit gesê het, ons almal aanbid eintlik maar net vir mammon. En dit spook baie met my wanneer ek hierdie lees. Maar ek moet nou ook eerlik wees, voor die week het ek nie eers geweet dat hierdie storie in die Bybel is nie. Ek het altyd geweet van hierdie laaste gedeelte, maar ek het nooit geweet dat dit of deel is van 'n groter storie nie, of deel is van een van Jesus se gelykenisse nie. En die eerste keer wat ek het gelees het ek rarig gedink ek het 'n vers of 2 misgelees. Want hoe kom ons van vers 1 tot
vers 13 en die dinge wat daar gesê is en die leaps wat gemaak het en die spronge wat gemaak is, ek het regtig gedink, ek het iets misgelees, ek het iets misverstaan. Wat gaan nou hier aan? En toe ek eers begin voorberei het vir vanaand en gaan lees het en kommentaar en al daai dinge, het ek baie beter begin voel oor myself, want ek sien, okay goed, ek is nie die enigste een wat sukkel met hierdie teks nie. Omtrent al die teoloë sukkel met hierdie teks. Al die mense wat kennis het oor die Bybel of die Bybel vir jare lank bestudeer het, hulle kyk ook na hierdie teks en dink, wat gaan hier aan? Hoe is 'n mens om sin te maak van hierdie gedeelte in die Bybel? Want in een asem klink dit asof Jesus die oneerlike bestuurder nie kritiseer nie, maar op 'n manier sê hy's 'n goeie voorbeeld vir ons. En die storie oor die algemeen is eintlik vir my baie de mekaar. Ons sien 'n oneerlike bestuurder wat sy werk verloor omdat hy oneerlik was met sy baas se hulpbronne. Dan gaan hy en is weer oneerlik nou met sy baas se kliënte, en in plaas van die baas wat vir hom sê, hoorie, jy het nou groot aangejaag, sê Jesus vir ons, het die baas hom geprys vir dit wat hy gedoen het, al was hy weer oneerlik gewees daaroor. En soos ek gesê het, sien ons nie of Jesus, dit lyk nie of Jesus hom wil kritiseer daaroor, dit lyk nie of Jesus iets slegs sê oor hierdie bestuurder wat oneerlik was nie. En dan het ons nog nie eers gepraat oor die feit dat Jesus in een asem sê, dis reg, gebruik geld, kry vir vriende met die geld, en dan in die volgende asem sê hy, maar jy kan nie Mammon en God aanbid nie. Jy kan nie rykdom en God aanbid nie, maar gebruik geld en dit raak baie te mekaar. Geen wonder ons sukkel 'n bietjie wanneer ons hierdie storie hoor nie. Want is te mekaar, dit is teenstrydig. Wat probeer Jesus nou eintlik vir ons sê in hierdie gelykenis? Maar ek kan nie help om by myself net te wonder of een van die redes hoekom ons dalk sukkel met 'n teks soos hierdie nie, te danke is aan ons vooropgestelde idees van hierdie teks nie. Neem my as voorbeeld. Toe ek in die begin van die week gesien het dat die leesrooster sê ons lees uit Lukas 16 uit, en ek het nou gaan lees dit vir die eerste keer, het my maag ordentlik gedraai. Veral toe ek by hierdie laaste gedeeltjie uitgekom het van, jy kan nie Mammon en God dien nie, want o genade, nou moet ek preek oor geld. En dit is ons almal se gunsteling ding as die dominee die aand kom preek oor geld. Ons love dit, is so lekker, want nou gaan die dominee vir ons sê, ons gee nie genoeg tiendes nie, ons moet al ons besittings verkoop, ons is almal slegte Christene, geef vir my jou geld sodat ek 'n Maserati kan ry, want dit is wat die teks sê. Ek het selfs vir 'n oomblik gevoel dat ek myself in die spieël moet kyk en aanspreek en sê, Sandra, jy kan nie God en Mammon aanbid nie, want jy het 'n spaarrekening, en dit is wat hierdie teks vir jou sê, jy mag jou spaarrekening hê nie. Dalk is dit wat gebeur wanneer ons vashou aan een gedeelte van 'n teks. Dalk is dit wat gebeur wanneer ons vashou aan net vers 13 wat sê, jy mag nie God en Mammon aanbid nie. En kyk, daar is definitief 'n waarheid aan hierdie woorde gekoppel, maar ek wil vra, as ons 'n oomblik terug staan en kyk wat gaan aan in die hele gelykenis, is daar dalk 'n nuwe waarheid wat na vore toe kan kom. 'n Waarheid wat ons op 'n manier wil sê, dalk is Jesus nie besig om te veroordeel in hierdie teks nie. Dalk is Jesus nie besig om te kritiseer en te skel en vir ons almal te sê ons is slegte Christene nie. Dalk is Jesus besig om 'n uitnodiging te maak. Hierdie gaan nou wildsvreemd klink, maar Jesus verwys na hierdie oneerlike bestuurder sodat hy die kinders van lig, dis nou iemand of al die mense wat vir Jesus volg, en dit sluit vir my en jou ook in, net soveel soos wat dit die mense in die teks insluit. Hy wil hulle uitnooi om iets te leer by die bestuurder, sodat hulle kan lewe soos hierdie bestuurder. Vreemd, ek weet, maar kom ons neem 'n oomblik om weer net saam te kyk, wat het hierdie bestuurder nou eintlik gedoen? Wat het hy eintlik gedoen in hierdie gelykenis wat Jesus vertel het? En dinge begin so klein bietjie in plek val, wanneer ons besef dat daai persentasie wat die bestuurder afgehaal het van al hierdie kliënte se skuld af, eintlik rente was.
'n ongelooflike hoeveelheid rente wat die ryk man op hulle skuld geplaas het. So, hierdie belaglike hoeveelheid geld wat hy vir hulle afslag gee, is eintlik hy wat besig is om die rente heeltemal te verwyder. En hy doen die kliënte 'n ongelooflike guns wanneer hy dit doen. Nee, wat ons almal sal kan doen met 'n rentevrye lening of 'n rentevrye koopie van iets. Maar terwyl hy dit doen, hy is nie net besig om die kliënte op 'n manier te bevoordeel nie, maar hy is ook besig om vir die baas 'n beter reputasie te skep. Want kyk, hier's 'n man by wie ons kan gaan skuld maak sonder dat ons brein hoef te breek oor hoe ons eendag al hierdie rente skuld gaan afbetaal. Hier is 'n eerlike man wat ons nie gaan uitbuit vir ons geld nie. Hier is 'n man wat omgee oor sy kliënte. Wat al klaar 'n bietjie ironies is van die bestuurder het dit nog steeds op 'n redelike oneerlike manier gedoen. Maar wat hy doen as te ware, is hy vat dit wat tot sy beskikking is en hy gebruik dit op so 'n manier dat hy die mense wat rondom hom is, opbou. Ja, hy is 'n bietjie oneerlik terwyl hy dit doen, maar wat hy doen is hy vat alles, die kaarte wat aan hom gedeel is in sy lewe, in sy omstandighede, hy neem dit en besluit eerder as om myself te bevoordeel, wat hy eintlik nou maar doen, maar hy gebruik dit om ander mense op te bou. Volg my net vir 'n oomblik. So Jesus vertel nie hierdie storie om nou vir sy volgelinge te sê, gaan wees oneerlik en wees oneties met jou geld en dinge nie. Jesus vertel hierdie storie juis sodat die kinders van die lig weet om eerlik en regverdig en eties te werk, terwyl hulle 'n lewe sal volg soos die van die bestuurder. Om verstandig te werk met die hulpbronne wat hulle het, die geleenthede wat hulle het, die omstandighede waarin hulle self vind, sodat hulle dit kan regkry om die mense rondom hulle te kan opbou. Om hulle te bemagtig, eerder as om hulle te verneder. En ja, sê Jesus, mens kan self die oneerlike mammon gebruik om hierdie taak te verrig. Mammon, die rykdom wat 'n mens altyd laat glo, daar's nie genoeg nie. Geld, die ding wat oorlog veroorsaak. Geld, die ding wat 'n mens so vinnig laat lei na korrupsie toe, sodat een persoon of groep lekker gemaklik kan lewe in die beste lewe en beste tyd van hulle lewe kan hê, terwyl die persoon reg langs aan hulle besig is om vas te klou aan hulle eie lewe. Ja, mens kan selfs geld gebruik, iets wat so gereeld lei na uitbuiting toe, na onreg, om iets van God se koninkryk reeds te openbaar, hier en nou. En wanneer ons reg kry om met ons geld te kan werk, op 'n eerlike, etiese, onselfsugtige manier, kry ons dit dalk ook reg om te doen wat Jesus ons uitnooi om te doen in hierdie teks. En wanneer ons so daarna begin kyk, dan begin ons stadig maar seker besef, Jesus se gelykenis is nie daar om ons te skel en te veroordeel en sleg te sê nie. Jesus is bloot besig om ons uit te nooi. Om ons uit te nooi om deel te vorm en deel van hierdie werk wat God doen op aarde. Om die koninkryk sigbaar te maak. Om 'n stukkie hemel sigbaar te maak, daar vir ons beweeg. Om 'n hand uit te steek aan die mense wat dit die meeste nodig het. Die mense wat verstoot is, die mense aan wie daar onreg gedoen word, mense wat veroordeel word, alles sodat hulle iets van God se koninkryk kan ervaar, iets van God se liefde kan ervaar. En ek weet, en ek praat nou ook namens myself, dat daar 'n paar van ons sit hier vanaand om te sê, okay Jesus, mooi storie, baie oulik, ek is bly dat jy dink, ek hoef nie te worry oor my geld nie, want ons van ons wat dit skaars maak tot die einde van die maand. Dit is van ons wat dit skaars maak met 'n R1 in ons bankrekening aan die einde
van die maand, so wat nou? Maar weet jy wat so mooi van hierdie storie? Die mooi van hierdie uitnodiging van Jesus is dat dit begin dalk by geld, definitief, maar dit eindig nie net by geld nie. Ja, die bestuurder het dalk geld gebruik om sy hand uit te steek aan ander mense, maar geld is nie die enigste manier hoe ons iets van God se liefde kan openbaar nie. Ek weet die teks fokus verskriklik baie op geld, maar geld is immers nie die enigste ding wat ons tot ons beskikking het nie. En as ons terugkyk en sien wat gebeur het, die bestuurder het dit wat tot sy beskikking toe was, gebruik om iets van God se koninkryk sigbaar te maak. So wat het ek en jy tot ons beskikking om dit ook te doen? Ek dink daar's iets baie meer waardevol as geld wat 'n mens kan gebruik om God se koninkryk sigbaar te maak. Iets wat baie meer waardevol is as 'n cheque van hoeveel rand, as 'n R200 wat jy in iemand se hand kan stoot, en dis ons tyd. As jy al jou land by jouself gewonder het, okay, goed, ons hoor hierdie teks, ons hoor ons met mekaar, of ons moet mense opbou met die geld, of die hulpbronne wat ek het, maar ek weet nie mooi wat ek het nie, want ek het nie eintlik genoeg geld om iets soos dit te doen nie, ek maak skaars R20, dink nou aan ons jonger mense, ek weet nie of hulle almal sakgeld kry nie. Maar as jy al heel aand lank by jouself gewonder het, wat kan ek doen? Waarborg ek jou dat tyd meer waardevol is as daai R200 noot? Om tyd met iemand te spandeer is een van die mees effektiefste dinge wat ons kan doen om God se koninkryk sigbaar te maak. Om iets van daai stukkie hemel aan iemand te kan wys. Of dit nou is om bietjie van jou tyd prys te gee en na die hele storie te luister van die bedelaar wat buite Checkers staan, of na die ouer huis te gaan en 'n bietjie van jou tyd op te offer, 'n koppie koffie en 'n tee te drink saam met die oomie of tannie wat daar is, wat in elk geval net so lank van 'n storie gaan vertel soos die bedelaar buite Checkers. Of jou honde by 'n pet shelter gaan stap. Al is dit eintlik net om 'n bietjie tyd uit jou eie besige skedule uit te haal, sodat jy net 'n skouer vir iemand kan wees om op te huil. Tyd is een van die kosbaarste maniere hoe ons iets van God se liefde aan ander kan wys. En dan moet ek ook in dieselfde asem sê dat Jesus op 'n manier hierdie bestuurder prys, want hy's verstandig met dit wat hy het. Hy's verstandig met dit wat hy tot sy beskikking het. En tyd is ook nie die enigste ding wat ons het nie. Sien, Jesus vra ons om op 'n manier 'n bietjie kreatief na te dink, bietjie kreatief te wees met dit wat ons kan doen. En ek weet vir 'n feit, ons almal sit hier met iets. 'n gawe, 'n talent. Iets wat jy ook kan gebruik om 'n hand uit te steek aan iemand. Dalk het jy die gawe vir musiek maak. 'n Gawe om mense te help om iets van vrede te ervaar. 'n Oomblik van rus te ervaar te midde die besige, rasende lewe daar buite. Dalk is jy begaafd genoeg, dit kan sleg of 'n goeie ding wees, maar om ongelooflike baie lewenservaring te hê. Lewenservaring wat jy met mense kan deel, dat jy merkwaardige advies kan gee aan mense en merkwaardige leiding kan bied vir mense. Dalk is jou gawe om te luister. Om 'n ruimte te wees vir iemand wat hulle nêrens anders kan kry nie. Ons kan ons gawes gebruik om 'n hand uit te steek. En die mooi van so 'n aksie is dat een hand wat uitgesteek word, ander hande begin aansteek om dieselfde te doen. En hoe meer hande uitgesteek word om God se liefde sigbaar te maak, hoe meer van God se koninkryk raak sigbaar in die wêreld. In die hier en nou. Sodra ons dit regkry om ons eie hande
uit te steek aan die mense rondom ons. Gaan daar 'n oomblik wees, jy gaan dit dalk eers agterkom, wat daar 'n tweede paar hande uitgesteek gaan word. En 2 word 3 en 3 word 4 en naderhand kan ons nie eers meer tel hoeveel hande uitgesteek word nie. En hoe meer hande daar op aarde is, hoe meer liefde is daar op aarde. Hoe meer hande daar is op aarde, hoe meer hoop is daar op aarde. Hoe meer hande op aarde, hoe meer van God is daar op aarde. Vanaand nooi Jesus my en jou om daar waar ons beweeg, daai eerste paar hande te wees. En wat dit van ons vra, is om 'n bietjie by myself te gaan dink, hoe kan ek dit regkry? Hoe kan ek dit wat ek tot my beskikking het, die hulpbronne, die ervaring, die omstandighede, die kaarte wat aan my uitgedeel is, hoe kan ek hierdie kaarte gebruik om daai eerste hand te wees? Om daai eerste hand uit te steek. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here, ons het na 'n vreemde verhaal gekyk uit die Bybel uit vanaand, een wat van ons dalk goed ken, een wat van ons dalk vir die eerste keer gehoor het vanaand, een wat ons dalk neig om vas te hou, net aan die laaste gedeelte, Heer. Ons het die voorreg om te weet dat U ons roep om meer te wees. Dat die kaarte wat aan ons gedeel is, Heer, die kaarte wat aan ons gegee is, om die lewe mee aan te pak, Heer, dat ons dit kan gebruik om die mense rondom ons op te bou. Op te bou eerder as om af te breek. Te bemagtig eerder as te vernietig en te verneder. Heer, dat ons hierdie kaarte kan gebruik om iets van U liefde te kan openbaar. Om iets van die koninkryk sigbaar te maak hier en nou. Dat dit nie iets hoef te wees wat ver in die toekoms lê nie. Dat dit nie iets hoef te wees waar ons net moet vasklou. Dat eendag nie. Ons kan nou, in hierdie oomblik, iets van U koninkryk sigbaar maak. En dit begin met 'n hand uitsteek. Amen. Ek gaan nou vir Reinhard en die res van die band vorentoe roep. Ons gaan afsluit met 2 liedere en dan kan julle met liefde bly staan, dan sal ek die seën vir ons uitspreek. Kom ons loof die Here saam. Bring light to the dark.
harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade, vrede en vreugde van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons bystaan in ons harte en ons gedagtes. En mag ons daar waar ons beleef, iets sien van waar ons 'n hand kan uitsteek aan ander. Amen.